20 minute voor ons op ons knieë gaan in die nuwe jaar gaan tegemoet gaan in gebed. Ek gaan een vers lees, Jesaja 43, 2, vers 18 en 19. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuut maak. Dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Isaiah 43, 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Here seën die lesing van sy woord om sy naams ontwil. Ek gaan vir Tissie vra om vir ons die woord van die Here te seën. Dierbare Hemelse God en Vader, Here, ek sê vanaand vir U so baie dankie om vanaand, Here, U troon te kan benader. Here, as vanaand U dienaar, my God, Here, wat vir ons die woord moet gee, wat vir ons moet sê, Here, wat ons moet doen om die koninkryk van U in te gaan. Ek bid vanaand, Here, dat U hom sal gebruik, Here, soos nog nooit van tevore, my God. Wil U vanaand, Here, sy tong en lippe, vanaand, Here, kom sout. Here, ons wat sal inluister, wil U ons gedagtes nou hemelswaarts vat, my God. Wil U elke plan van die vyand kom afsny, elke dwalende gedagtes, wil U dit vanaand kom vasvat, Here, in die naam van Jesus. Seën die woord verder in Jesus naam. Amen. Elke nuwe jaar, of aan die begin van die jaar, die eerste dag van Januarie, dan stel ons gewoonlik vir ons doelwitte daar wat ons wil bereik in die loop van die jaar. Baie van ons kom en ons dink oor die vorige jaar en dan besluit ons dat ons wil sekere dinge verander. Gewoonlik is dit positiewe dinge wat ons in die nuwe jaar natuurlik wil doen. Sommige mense wil moontlik hulle finansies bymekaar kry. Sommige mense wil 'n huis of 'n woning vir hulle kry. Elkeen van ons, mense wil moontlik hulle lewe verander die jaar om 'n nuwe lewe te kan lei. Maar dis aan die begin van die jaar dat 'n mens vir jou hierdie doelwitte stel. Sommige van ons stel vir ons gesondheidsdoelwitte. Ek het gesê met Doris, ek wil die jaar meer in die gym uitkom. Ons stel die doelwitte vir ons vir die jaar. Of ons dit bereik, dit is 'n heel ander saak. Coach sal met my saamstem. November, Desember is die gym leeg. November, Desember is die gym leeg. Die manne het gaan holiday hou. Of die manne het toegemaak, ek weet nie. Maar die gym is leeg. Maar kom Januarie, eerste week wanneer die gym oopmaak, dan soek jy jou white Pieter. Jy soek 'n bank of 'n ding om jy te oefen, want die gym is vol. Al die manne wil hulle reg kry die jaar. Is 'n nuwe jaar, ek wil op die strand gaan loop en my spiere moet hulle sien, Michelle. Al die manne het daai doelwit en dit oefen. Soms is dit frustrerend. Want jy wil 'n sekere oefening doen en jy's nou daar so, jy het nou al die ander goede gedoen, maar jy wil by die bank uitkom. As 'n manne wat staan pa by hy bank, hulle werk net met hy bank. Ek weet nie hoekom nie. En dan gee jy maar later op, want dit lyk asof jy jou oefenprogram gaan voltooi nie.
Ons het doelwitte wat ons vir ons mekaar stel. Maar hierdie doelwitte word baie min bereik. Ek is seker as ek vir nou sou vra, wat was die nuwejaarsvoorneme en hoe ver het jy gekom met dit, gaan baie manne is wie se koppe gaan sak. En wanneer 'n mens by die ou jaar kom, die laaste dag, dan is dit juis die tyd waar ons reflekteer oor wat in 2025 gebeur het. Kyk of ons hierdie doelwitte bereik het. Ek dink ons oudie en die ander sprekers het vir ons gewys hoe ons in 2025 aangekom het. En hierdie jaar, hierdie aand, is gewoonlik die aand waar ons reflekteer op die ou jaar en dit wat in die ou jaar gebeur het. Vir sommige Amadores was dit 'n goeie jaar gewees. Hulle het soveel bereik. Daar was so baie tye van blydskap. Daar was so baie tye van oorwinnings. Daar was soveel groei in hulle geloof. Vir hulle voel dit was 'n goeie jaar 2025 gewees. Ander gaan vir jou sê, ag, dit was oké gewees. Daar was goeie tye, Pieter, en daar was nie goeie tye nie. Maar dit was alright gewees. En dan gaan nog ander vir jou sê, pastoor, ek wil nie weer so jaar hê nie. Pastoor, ek wil nie weer so jaar soos 2025 hê nie. Want alles wat kon gebeur het, het met my gebeur. Alles wat kon gebeur het, het die vyand vir my gegooi om my neer te druk en om seker my van die Here af weg te neem. Daar was familielede wat deur moeilike tye gegaan het. Moontlik het die kinders of familielede aan die dood uitgestaan. Daar was tye wat nie geweet het, waar gaan jy die volgende snytjie brood kry, en die Pieter het nou getuig. Het was moeilik. Tye geweet dat jy gewonder het, waar kom die volgende maaltyd vandaan. Daar was nie geld nie. Soms was daar geld, maar dit het net so verdwyn, en jy weet nie altyd wat het jy met dit gedoen nie. En so was daar baie foute en teleurstellings in 2025. Nie 'n aangename jaar vir baie van ons nie. Maar nou kom Jesaja hier aan die einde van 2025 en hy sê vir ons, nee. Hy beveel ons dat ons moet vergeet van die vorige dinge en dit wat in 2025 met ons gebeur het. Jesaja sê, dink nie aan 2025 en sy teleurstellings nie, man. Dink nie aan dit wat gebeur het in 2025 nie. Moenie daarop agslaan nie. Don't dwell on it. Kyk, ek wil iets nuuts maak in jou lewe. Ek wil 'n nuwe ding maak in jou lewe. Jesaja beveel ons om te vergeet van 2025 en alles wat in 2025 gebeur het. Want as ons agslaan op 2025 en wat gebeur het, gaan ons mismoedig word, gaan ons sonder hoop is. Daarom kom hy en hy sê vir ons, vergeet van die vorige dinge, vergeet van 2025 en die teleurstellings wat met jou plaasgevind het, want ek wil 'n ommekeer maak in jou lewe. Ek wil 'n nuwe ding in jou lewe laat gebeur. Ek hou daarvan om 'n skrif binne konteks te plaas, want dit in die woord van die Here word dinge nie net gesê nie. Dit word gesê omdat 'n spesifieke ding gebeur het. En wanneer ons na die gedeelte kyk, dan sien ons Israel is in ballingskap. Hulle vind hulle in 'n vreemde land. Hulle is slawe.
Het gaan swaar met hulle daar. Hulle het nie huise nie, hulle het niks nie, en hulle word gedryf deur die land waar hulle self in bevind. Hulle is hopeloos, hulle het geen hoop nie, hulle is mismoedig, hulle dink nie dat daar 'n verandering gaan kom nie. En nou kom God deur Jesaja en sê vir hierdie volk wat so mismoedig is, hierdie volk wat so sonder hoop is, kom hy en hy sê vir hulle, ek gaan iets nuuts maak. God kom, hy gee vir hulle hoop. God kom, hy gee vir hulle versekering dat hulle uit hierdie omstandighede gaan uitkom en dat God hulle gaan bevry uit die omstandighede uit. Maar hy maan hulle, vergeet van die verlede, vergeet wat gebeur het in 2025. Nou gaan jy vir my vra, pastoor, waarom wil Jesaja dan hê? Waarom wil God dan hê dat ons die dinge uit ons geheue uit moet neem? Waarom wil God hê dat ons dit wat in die verlede gebeur het, moet uitvee uit ons geheue uit? Het klink vreemd, coach. Beteken dit dat ons moet vergeet van die goeie dinge wat God vir hulle gedoen het? Moet hulle vergeet hoe dat God hulle gedra het uit Egipte uit, die verskillende pla? Moet hulle vergeet hoe hulle voor die Rooi See staan? Toe kom Farao aan en die see is voor hulle, hoe God die Rooi See oopgemaak het en hulle droë voet deurgegaan het? Moet hulle vergeet hoe God voorsien het elke dag in hulle behoeftes, kwartels en manna, elke dag het God vir hulle voorsien. Moet hulle dit vergeet? Ek sê vir die nee. Weet jy wat wil God hê? God wil hê dat Israel sy verlede moet uitvee nie. God kom en hy sê vir Israel, dit wat in die verlede gebeur het, is niks. God wil nog groter dinge vir hulle doen, as wat hy in die verlede vir hulle gedoen het. God wil nog groter dinge vir hulle doen, as wat hy gedoen het tydens die Rooi See, tydens hulle wandeling na Kanaan. Daarom sê hy vir hulle, vergeet van die verlede, want as jy vasgevang is in wat gebeur het in die verlede, dan staan jy amper op een plek stil te sien. Want die verlede is alles waaromtrent jou hele lewe gaan. Daarom sê God vir Israel, vergeet man, beweeg aan, want ek wil vir jou nog groter dinge doen, as wat ek vir jou voorheen gedoen het. Magtiger dinge wil hy doen. Hulle moet nie vasgevang en geanker wees in die verlede nie. God het ook vir ons goeie dinge gedoen, Ties. God het ook vir ons goeie dinge die jaar gedoen. Ek dink die jaar was net vol teleurstellings nie. Daar was goeie dinge, goeie tye ook in ons lewe. Maar vanaand kom hy en hy maan ons, hy beveel ons, dat ons moenie vasgevang word deur die dinge wat hy vir ons gedoen het nie, want hy wil 'n nuwe ding vir ons doen. Hy wil 'n beter ding vir ons doen. Hy wil 'n sterker ding vir ons doen. Daarom wil God nie hê dat ons moet fokus op dit wat verby is nie. Ons moenie in die verlede vasgevang word nie. Because his mercies are new every morning. His mercies are new every morning. So elke dag kom God met nuwe genade, met nuwe mercies. Daarom wil hy hê dat ons nie moet dink en vasgeval is in die verlede nie. Soms wanneer ons lewe in die verlede en die dinge van die verlede, dan beroof ons onsself van 'n seën.
Ons beroof ons onsself van geluk. Ons beroof onsself van so baie geleenthede wat God vir ons bied, want ons bly vashak in die verlede in. En dit is moeilik om te breek met die verlede. Want jy sien, jy is gemaklik in die verlede. Dinge is mos so right in die verlede, alles het mooi gegaan. En nou om uit te stap op 'n nuwe trajectory, om uit te stap op 'n nuwe lewenslys, is dit verskriklik moeilik. Maar God verwag van ons om uit te stap na dit wat hy vir ons wil doen. Ons moet ophou om aan die verlede vas te hou, want dan kan ons nie God se seëninge ontvang nie. Soms dan dink ons in die verlede en dink aan die goeie dinge wat ons gedoen het vir die Here, hoe ons die Here gedien het, hoe ons mense gebring het na hom toe, en ons dink dit is die einde. Dit is wat, maar God wil jou nog meer gebruik, man. God wil jou nog na groter dinge doen. God wil jou na hoër hoogtes toe neem. Maar wat jou keer is die verlede waar jy vas geanker is. En nou kom hy en hy sê, vergeet van die verlede, moenie daarop baie tyd spandeer nie. En ek wil vir jou 'n nuwe ding doen. Nuwe seëninge gaan ons ervaar as ons nie vasgeval is in die verlede nie. Om die verlede te vergeet beteken dat ons God plek moet maak om te beweeg in ons huidige tye en in ons toekomstige tye. God wil vir jou beter maak. He want to upgrade you. 'n beter persoon sodat jy vir ander 'n seën kan wees. En ons moet vertrou dat God in staat is om dit vir ons te kan doen. En jy sien, een van die dinge wat verhoed dat ons na 'n nuwe level toe beweeg, is twyfel. Ek dink ek het met by Madoris of ernstig gepreek oor die uitwerking van twyfel, en hoe twyfel jou seëninge van jou wegneem. Hoe twyfel verhoed dat jy meer vir die Here doen. Ander ding wat dit ook laat plaasvind, is daai vrese wat jy het, dat jy miskien dinge nie kan doen nie, of dat die Here jou moontlik nie kan help nie. Ons moet leer om op God te vertrou en net op hom alleen. En net soos Israel uit die ballingskap uitgeneem het, man, net so kan hy jou omstandighede kan hy ook verander. Het lyk soms onmoontlik, maar Doris, het lyk soms onmoontlik, coach. Maar God is in staat. God is in staat om jou te neem uit die omstandighede en jou 'n nuwe mens te maak. God is in staat om vir jou nuwe geleenthede te gee. God is in staat om jou te bring waar hy wil hê jy moet wees. As jy op hom vertrou, man, en as jy geloof in hom gesetel is, dan is hy in staat om dit te doen. Hy wil ons lei na nuwe dinge toe. Soms twyfel ons en sê ons, dit gaan nie moontlik wees nie. Hoe kan die Here dit vir my doen? Soms twyfel ons, Pieter, en sê ons, maar ek bid nou al so lank al, en het lyk asof niks gebeur nie. Soms raak ons wanhoopig, soms gee ons tou op. Ek wil hier vanaand sê, hier op die laaste paar minute van 2025, dat die Here wil 'n nuwe ding vir jou doen. Die Here wil nuwe deure vir jou oopmaak, man. Deure wat gesluit is, wil die Here vir jou oopmaak. Werksgeleenthede, Pieter, gaan hy vir ons gee. Hy gaan 'n nuwe ding vir jou doen, man. Hy gaan 'n nuwe ding in 2026
vir jou gee. It's going to be a fresh start. It's going to be a transformation, new reality, new changes. Dit is wat hy vir sy kinders wil doen. En nou kom jy en sê vir my, pastoor, wanneer gaan dit gebeur? Kom ek sê, jy moet oplettig wees en jy moet oop wees sodat God kan beweeg. Hy gaan nog wag en die Here lankal verby met jou seëninge. Daarom moet jy op jou knieë wees. Jy moet afwagtend wees sodat wanneer die Here deurkom, dat jy reg is om sy seëninge te kan ontvang. Hy gaan 'n omkeer maak in jou lewe, man. Jy gaan stap in ongekende gebied, nuwe geleenthede. Jy gaan dinge doen wat jy nooit gedink het jy gaan doen nie, Suster Tandi. Want die Here gaan nuwe dinge doen in jou besigheid. Hierdie jaar gaan die Here nuwe dinge doen, man. Hy gaan jou laat prosper, my suster, man. Hy gaan sy seëninge gaan hy oor jou uitstort. Hy is mos 'n kind van die lewende God. Hy is mos 'n kind van die almagtige God. Soms as jy kyk ons na die sondaars, dan is ons jaloers op hulle vordering. Maar ek sê vir jou, wees afwagtend. Wees afwagtend. En wanneer die Here kom, moet jy weet dat jou tyd het aangebreek. Jou omkeer het plaasgevind en die verlede met al sy dinge is verby. God te vertrou beteken dat ons op sy leiding moet vertrou. God te vertrou beteken dat ons moet weet dat daar niks by God onmoontlik is nie. As so 'n koortjie wat ek like, man. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. God will make a way. Ek sien soms is ons te hastig. Soms is ons te hastig, dan wil ons hê, mama, die Here moet nou die dinge doen. Soms dan is ons kan nie meer wag nie. Ons wag te lank. Nou weet jy, Christus kom altyd op die regte tyd kom hy. En soms is dit nie ons tyd nie. Dit laat my dink aan Lazarus en Maria. Hulle roep Christus en sê vir hom, Here, jy een wat jy liefhet, hy is siek, hy is baie siek, jy moet kom om hom te genees. Christus kom nie die eerste dag nie, hy kom nie die tweede dag nie. Lazarus sterwe, maar hy weet, hy kom op die regte tyd, want hy kom nie om te genees nie, hy kom om hom die dood uit te haal, om hom wakker te maak. Net so kan God kom, man, en die dooie areas in jou lewe in, man. Die areas wat verdor is, man, wat nie wil groei nie. God kan kom en hy kan dit vir jou nuut maak. Hy kan 'n sprink in 'n fontein maak in die dorre area. Al wat ons moet doen is dat ons hom op vertrou en ook op sy tydsberekening moet ons vertrou. Hy sê vanaand vir ons, los die verlede. Vergeet van wat in die verlede gebeur het. Hy wil 'n nuwe ding in jou lewe maak. Ek weet nie
Moontlik ken jy nog nie die Here nie, man. Moontlik gaan jy ook deur baie dinge. Moontlik gebeur daar so baie dinge met dat jy nie verstaan waarom die goed met jou gebeur nie. Vanaand wil Christus 'n nuwe ding in jou lewe maak. Hy wil 'n omkeer maak. Hy wil 'n verandering wil hy in jou lewe maak. Daarom kom hy vanaand na jou toe en sê vir jou, vergeet die verlede, man. Ek wil jou lewe kom omkeer. Ons gaan binnekort in 2026 in. Kom ons staan en ons sing 'n koor, kom ons sing nie 'n koortjie nie. En kom ons sê die Here net dankie vir 25. En ons bid God se seëninge op 2026 dat hy ons sal dra en dat sy genade en sy seëninge oor ons sal uitsit. Kom ons staan. En kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand kan kom en dat U ons herinner op hierdie nuwe jaar, my God, dat U iets nuuts vir ons wil doen. Dat U gaan kom en dat U ons gaan seën, Here. Dat U nuwe geleenthede vir ons gaan gee. Dat U gaan kom en dat U ons siektes gaan genees, dat U ons gaan aanraak, dat ons lewens gaan verander, Here. Dankie dat ons op U kan vertrou, my God, en U woord en die wonderlike beloftes wat U die Here vir ons gee. Dankie my God dat ons kan weet dat U God is en dat daar niks by U onmoontlik is nie, my God. Niks is by U onmoontlik nie, Here. En dat U in 'n dorre woestyn fonteine kan maak, my God. Ek kom vanaand, Here, en ek sê dankie vir die ou jaar wat verby is, my God. En ek kom vanaand, Here, en ek sê vir U dankie vir 2026, Here. Dankie vir nog 'n jaar wat U vir ons skenk, Here. 'n jaar van seëninge, 'n jaar van voorspoed, 'n jaar wat die Here aan ons gaan bewys dat hy God is en dat hy dit gaan doen wat ons as sy kinders van hom gaan verlang. Here, ons kinders gaan bevry, my God. Hulle wat ons vasgevang is, Here. Hulle gaan losmaak, my God. Teleurstellings gaan nie verander in oorwinnings, my God. U gaan kom en U gaan ons kom seën in hierdie jaar, my God. Ons wil U nou al dankie sê, Here, vir dit wat U gaan doen. Dankie vir 2026, Here, ons is so bevoorreg vanaand om hierdie nuwe jaar te kan aanskou. U gee ons nog geleenthede. U gee ons nog 'n kans, Here, om in hierdie jaar vir U te dien. Vir U te dien soos ons net kan, Here. Ons lewe in orde kry en U vir ons lei na groter en hoër hoogtes, my God. Baie dankie dat ons op U kan vertrou. Bid, Here, kom neem vrees weg, Here. Kom neem twyfel weg, Here. Gee dat ons geloof in U sal setel en die versekering sal hê dat soos U woord sê, so sal dit wees. Here, ons prys, Here. Ons eer, Here. Ons loof U. Ons aanbid U. U is ons God, Here. Ons prys U, Here. En ons loof U. Baie dankie. Geseënde 2026. Kom ons sing 'n lekker koortjie.